Goeiemôre almal. Welkom so vanmôre. Ek wil net jou sê, is die oorsluit dat ons reg begin. Here, baie dankie. Vanmôre vir die voorreg dat ek hier voor kan staan. Here, maar dit gaan nie oor my nie. Here, dit gaan vanmôre oor u woord en u boodskap. Here, ek vra dat u vanmôre elkeen sal seën wat u is. Here, dat u elkeen se hart ontvanklik sal maak vir die woord. En Here, ek vra dat u my lippe sal aanraak. En Here, dat ek net sal spreek wat u vir my gee om te spreek. Want Here, alles gaan oor u en niks gaan oor ons nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ek wil net sê vanmôre, dis Vrouedag, maar ek gaan nie oor vroue praat nie. Ek het 'n ander boodskap wat lankal op my hart lê. En dit gaan oor 'n kragtige wapen. Nou 'n kragtige wapen is 'n instrument waarmee die belange van 'n land, 'n gebied, 'n huis of individu beskerm kan word. Dit kan ook dood en verwoesting saai en dinge onherroepelik verander, soms tot nadeel van onsself. Ons leef in moeilike tye en die mense gemoedere is geneig om op te vlam wanneer verdrukking die oorhand kry. Dit is nie meer 'n vandagse dag maklik elke dag nie. Ons sit voor baie uitdagings. Ons as Christene moet egter waak oor wat ons dink en veral wat ons spreek. Want daar is 'n baie kragtige wapen wat bedoel is om ander mense te seën en om met ander mense te kommunikeer. En dit is die tong. Die tong is een van die kragtigste wapens wat daar is. Spreuke 4 vers 23. Ek gaan 'n hele paar verse lees, so pastoor gaan dit hier opsit, dan kan julle sommer van die bord af dit lees. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hoekom moet ons harte bewaar? In Jeremia 17 lees ons dat die hart van die mens is bedriegliker as enige ander ding. Juist daarom moet ons waak oor ons woorde en ons harte bewaar. Hierdie boodskap vertaal die laaste sinnetjie van Matteus 15 vers 11. As julle hart vol boosheid is, sal julle woorde dit wys. Hoe lyk ons harte vanmôre hier waar ons sit? Is ons harte vol van bitterheid, vol van onvergewensgesindheid, vol selfbejammering? Of is daar vreugde in ons hart? Is die Here se vreugde in ons harte? Hoe klink dit wanneer ons oor ons land of ons regering praat? Spreek ons negativiteit of spreek ons positiwiteit? Is ons land nie juis in 'n toestand, in so 'n toestand, omdat ons as gelowiges en ongelowiges saamtrek aan dieselfde juk nie? Ons is geneig om almal te kla en eintlik dood te spreek oor ons land, want ons het niks goeds van ons land en ons regering te sê nie. En die Here wil hê ons moet bid, want as ons nie bid vir ons land nie, gaan ons land nooit verander nie. Maar wanneer ons bid, sal die Here is die enigste persoon wat mense se harte kan aanraak, mense se harte kan verander. Dis net die Here wat mense kan aanstel en afstel in hoë posisies. En as ons nie oor ons land bid nie, dan gaan dinge bly soos wat dit is vandag, want ons bly dood spreek oor ons land en ons regering. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en dit wat jy graag spreek, sal jy die vrug van eet. Is dit nie waar nie? So ook dit wat ons daagliks oor onsself spreek. Woorde is gees en dra baie krag. Ons woorde dra geloof of dit dra vrees. As ons werklik geanker is in Jesus Christus, sal ons nie vrees nie en ons woorde sal sout wees. Kolossense 4 vers 6.
En dan nog 'n ding van die tong, is skinder. Ek weet pastoor het al van tevore gepraat oor hierdie telefoontjie wat jy sê vir iemand 'n woord en dan so gaan dit om en dan moet die laaste persoon sê en dan kom maar heeltemal iets anders uit. En so is skinder ook. Hierdie persoon begin met 'n praatjie en daai een las iets by en daai een op die ou end is daai hele storie uit verbandheid geruk. Maar dan kry ons ook mense wat sê ek praat net die waarheid. Ek skinder nie, ek praat net die waarheid. Nie waar nie. Dit is so. En ons almal is skuldig daaraan. Dis nie 'n spesifieke persoon, ons almal skiet te ver te kort wat dit aanbetref. Maar eintlik is die definisie van skinder die oordra van gerugte of waarhede van intieme, vertroulike aard ten opsigte van 'n ander persoon. So ons bring daai persoon se naam in oneer. Baie van ons wil onsself regverdig of baie keer daai persoon te sê, hoorie, maar daai persoon het geweet wat sy of hy doen. Hulle moet mos nou weet, hulle gaan die gevolge daarvan dra. Waar is ons simpatie met vandag se mense? Dit laat my dink aan die verhaal van die vrou wat op heterdaad betrap is met hoerery, nee, wat hulle haar voor Jesus gesleep het, gesê het vir Jesus, wat moet hulle met haar doen, want volgens die wet moet sy doodgegooi word met klippe. En Jesus het hulle gesê, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En Jesus het in die grond geskryf, en na ruk het hy opgekyk, en hy het gevra, vrou, waar is hulle? Sy het gesit omgedraai geloof. Toe sê hy vir haar, ek oordeel jou ook nie, gaan heen, maar sondig nie meer. So wees ons, wie gee vir ons die reg, om oor ander mense te praat en ander mense te oordeel, as Jesus Christus dit self nie doen. Dan is maklik as 'n mens dit doen, dan is nie jy wat betrokke is, totdat dit jy is of jy wat betrokke is, dan is die prentjie heeltemal anders. Titus 3 vers 2 sê, om niemand te belaster nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense, alle sagmoedigheid te bewys. Titus sê uitdruklik, dat ons niemand moet belaster en teen niemand strydlustig mag wees nie, maar vriendelik en sagmoedig wees teenoor alle mense, nie net sekere mense nie, nie net die wat ons lief het nie, ons familielede nie, almal. En wanneer ons doodluiters in 'n gesprek sit en dan word van iemand gepraat, en jy sê niks nie, jy help daai persoon nie reg nie, is jy net so skuldig aan daai kinderstorie, soos daai persoon wat die storie vertel. Dit is soos wat daai spreekwoord sê, die deler is net so skuldig soos die steler. Nee? Matteus 12 vers 36 vermaan ons, maar ek sê vir julle, van elke ydelle woord wat mense praat, daarvan moet jy rekenskap gee. God het ons tonge gegee tot ere verheerliking van sy naam, nie om mense te oordeel en te vernietig nie. Daar is ook ander gebiede waar hierdie vurige wapen, die tong, massiewe impak het. Daardie woorde wat jy oor jouself spreek, sal vrug produseer in jou lewe, en jy gaan moet kies om dan te lewe met daardie oes. Ons moet pas op wat ons oor onsself spreek. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. God het vir ons tonge gegee, soos ek nou gesê het, tot ere verheerliking van sy naam, en nie om mense te oordeel en sleg te maak nie. Ons wat onsself kinders van God noem, moet die vlees begin kruisig en in die gees begin wandel.
Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie beskot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Hoor julle mooi wat hier staan? Amen. Ons wat, as ons uit die vlees verderf, sal uit die vlees verderf maai, maar as ons in die gees saai, sal ons die ewige lewe maai. Dit is tyd dat ons God se woord begin spreek in geloof. Dan stem ons saam met wat God se woord sê. Spreek sy beloftes oor jou lewe in plaas van vrees en twyfel in jou omstandighede. Wanneer ons glo, spreek ons. Ek glo in God se woord. Ek spreek God se woord. Ek staan op God se woord. Ek verklaar God se woord, se beloftes in sy woord en geloof. Die woord van God spreek lewe. Wanneer ons tot bekering en wedergeboorte kom, moet ons hierdie tong wat doodslaan, wat afkraak, wat vloek, negatiewe dinge spreek, ons moet dit begin kruisig, want dit is die pad na heiligmaking. Die Gees van God vernuwe ons moet die wêreld kruisig en neerlê, en ons moet 'n nuwe mens in Jesus Christus word. Ons as kinders van God moet die vrug van die Gees dra. Nou wat is die vrug van die Gees? Ek glo ons almal weet dit. Dis liefde, dis blydskap, dis vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Liefde is eerste en selfbeheersing is laaste. Maar naas liefde, selfbeheersing, die tweede belangrikste in die vrug van die Gees. Om nie aan die sonde toe te gee nie, om die vyand te weerstaan, deur verkeerde gedagtes se muur te verwerp en te bestraf in die naam van Jesus Christus. Die gedagtes voed die hart, en wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dit lees ons ook in Matteus 12 vers 34. Die woord van God sê, weereens ons bewaar julle harte meer as enige iets anders. Ek kry daagliks te doen met mense wat ek fisies mee praat en dan op sosiale media. Dit is hoekom hierdie boodskap vanmôre vir my so belangrik is. Mense is so geneig om negativiteit te spreek. Hulle spreek oor ander mense net negatief. Hulle spreek oor hulle self negatief. Hulle spreek oor hulle mense negativiteit. Hulle sit op sosiale media. Ek het verlede week vir pastoor Fransjo gewys van 'n vrou wat haar hele man se verlede op Facebook sit. En almal moet sien wat hy aan haar gedoen het. Dis dinge van die verlede, al 'n paar jaar terug. Maar sy kan nie vergewe nie. Sy kan nie oor hierdie bitterheid kom nie. En nou sit sy dit op sosiale media waar almal dit kan lees. Wat doen sy? Sy slaan dood. In plaas van dat ons begin lewe spreek in ons omstandighede, in ons toekoms, in ons huwelike, oor ons kinders, oor ons mans, ons vrouens, ons finansies, oor elke area van ons lewe, moet ons positiwiteit begin spreek. Want as ons bly doodspreek, kan die Here se seëninge in ons lewe nie manifesteer nie. Want as ons negativiteit spreek, maak ons Here oor die Satan, en hy blokkeer elke seëning in ons lewe. En jou lewe gaan nooit ooit verander nie. Jy gaan in sak en as sit vir die res van jou lewe. Jy gaan met hierdie omstandighede sit vir die res van jou lewe. Totdat ons besef, ons moet dit vir die Here gee. Ons moet vergewe, ons moet dit agter ons sit. Die verlede moet ons agter ons sit, ons moet daai deure toemaak. En ons moet vernuwe, ons moet alles oorgee aan Jesus Christus. En ons moet sê, Here, kom verander ons.
dan kan die Here se seëning in ons lewe begin werk. Want die Here beplan vir ons 'n vreugdevolle toekoms. Die Here wil ons die kop maak en nie die ster nie. Die Here wil vir ons net die beste gee. Maar is ons wat doodspreek, is ons wat daai seëninge blokkeer, deur verkeerde woorde wat ons spreek. En is my so belangrik, soos ook die Here dit op my hart gelê, ons moet ons woorde weeg, elke woord wat ons spreek, moet ons eers oordink, voordat ons dit spreek. Want ons besef nie, wat se impak dit in ons lewe het nie. Nou ek sê nie een van julle hier is skuldig nie, maar die Here het hierdie boodskap op my hart gelê, want net om te besef hoe die seer van mense, hoe hulle alles op sosiale media sit wat almal moet dit sien. Ja. En dit is nie God se wil nie. Ons moet begin oorgee aan die Here. En net sê Here kom vernuwe ons. En ons moet in die Gees begin lewe, dan sal ons in die Gees saai. Dan sal ons die ewige lewe maai. Maar solank as wat ons doodspreek, gaan ons nêrens kom nie, en kan ons nie die wil van die Here in ons lewe verwag nie, want sy wil vir ons kan nie geskied dan nie. So, ons as kinders van die Here moet vandag net weer ondersoek doen in ons eie harte, en net vra Here, wys vir ons waar ons tekort skiet, wys vir ons, sodat ons kan verander, sodat ons dit voor sy voete kan neersit, en dat ons lewe tot ere verheerliking van sy naam geskied. Kom ons byt ons oor. Here, baie dankie vanmôre, Here, dat ons dit voor U kan kom neerlê. Here, ek vra U dat U elkeen se hart sal ondersoek vanmôre. Here, ek vra U, Here, dat U vir ons 'n rein hart sal skep. Ek vra, Here, dat U, wanneer ons hier uitgaan, Here, wanneer ons spreek, Here, dat ons mooi sal dink voor ons spreek. Want Here, ons besef nie wat ons elke dag oor onsself en oor ander mense spreek nie. En Here, dis nie U wil nie. Dis 'n gruwel in die oë van die Here om ander mense te oordeel, Here, om trots en hoogmoed te hê teenoor ander mense. Here, ek vra U, skep ons nederige harte, Here, en gee ons sagte harte, Here, sodat ons medemens, Here, kan lief hê, Here, soos wat U wil hê, ons hulle moet lief hê, Here, wat U sê sonder liefde is ons niks nie, Here. Ek vra, Here, dat U ons sal help met meer liefde vir ons naaste en ons medemens, en dat ons liewer vir ons medemens sal begin bid, as om hulle af te kraak, en om hulle seer te maak, Here. Dankie, Here, vir hierdie boodskap vanmôre. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Sy baie dankie vir pastoor aan die kragtige, ware woord wat sy gebring het vir ons vanmôre. En as jy dit nie opgetel het, is nie nie, as 'n spreekwoord wat sê die Here is net so goed soos die steen. So sien jy net of jy dit doen nie, maar ook as jy hoor aan die Here. En voor ons heeltemal afsluit, is daar enige iemand is wat 'n behoefte aan gebed het, kom vorentoe asseblief.